Die brief van Judas, of meer akkuraat, Juda, volgens die uitspraak van die naam in Grieks sowel as Hebreeus. Juda was een van Jesus se 4 broers, wat in die evangelies genoem word. Nie een van die broers het Jesus as Messias voor sy dood gevolg nie, maar na die tyd het hulle hom lewend gesien en hulle het sy disippels geword. Al hierdie broers van Jesus het uiteindelik leiers geword in die eerste Joodse Christengemeenskappe en Juda was bekend as 'n reisende leermeester en sendeling. En dit gee ons die agtergrond om die doel van hierdie brief te verstaan. Ons weet nie aan watter spesifieke kerkgemeenskap hy geskryf het nie, maar dit het waarskynlik uit messiaanse Jode bestaan. Sy skryfstyl weerspieël 'n diepe kennis van die Hebreëse Ou-testamentiese skrifte, sowel as ander gewilde Joodse literatuur. Juda het bewus geword van 'n krisis wat hierdie kerk in die gesig gestaar het, en dit help ons om die brief se ontwerp te verstaan. Dit begin met 'n openingsopdrag, gevolg deur 'n lang waarskuwing en beskuldiging teen korrupte leermeesters wat hierdie kerk beïnvloed het. En dan sluit Juda af deur die opdrag te voltooi oor wat die kerk veronderstel is om te doen. Juda begin deur hierdie kerk te beveel om vir die ware Christelike geloof te veg. Hy sê sy plan was om 'n langer werk te skryf om ons gedeelde redding deur die Messias te verken. Maar daardie projek, sê hy, is vertraag toe hy die dringende nuus oor hierdie kerk gehoor het. En daarom het hy vinnig hierdie goed deurdagte, maar baie kort brief geskryf. Juda begin nie met hoe hulle veronderstel is om vir die geloof te veg nie. Hy begin eerder met waarom hulle moet veg. Dis oor die korrupte leermeesters wat die kerk geïnfiltreer het. En dis nie hulle onderrig wat hy teiken nie, maar hulle lewenswyse. Dat hulle moreel ingegee het, wys dat hulle teologie sleg is. Eerstens het hulle God se genade verdraai as 'n verskoning om sonde te doen. Hulle dink dat hulle vergewe is en dat hulle God se gees het en dus kan hulle doen wat hulle wil, veral as dit by geld en seks kom. En daarom sê Juda, verraai hulle Jesus deur sy gesag en sy onderrig te verwerp. Juda wil hê hierdie kerk moet weet, die verskyning van hierdie leermeesters is geen verrassing nie. Hy gaan oor na 'n langer waarskuwing om van hulle af weg te bly. Hy verskaf eers 2 stelle van 3 Ou-testamentiese voorbeelde. Die eerste 3 gaan oor rebelse mense wat in die verlede goddelike oordeel ontvang het. Die Israeliete wat teen God in die wildernis gerebelleer het gekry wat hulle wou hê en hulle het in die middel van nêrens gesterf. En dan noem hy die verhaal van engele wat gevangene geneem word vir rebellie tot hulle God se oordeel in die gesig staar. Hy verwys na hierdie interpretasie van die verhaal van Genesis 6, soos dit vertel word in die gewilde Joodse werk wat in 1 Henoch genoem word. Dit is waar daarna engele as die seuns van God verwys word, wat teen God gerebelleer het en dan seks gehad het met vroue en wat dan daarvoor veroordeel word. Juda koppel hierdie verhaal aan sy 3de voorbeeld oor die vernietiging van Sodom en Gomorra in Genesis, waar gewelddadige mans met engele seks wou hê. Beide hierdie verhale gaan oor rebellie teen God se orde, wat tot seksuele immoraliteit gelei het, en dis presies waarvan die korrupte leermeesters beskuldig is. Hierna gee Juda 'n bonusvoorbeeld van 'n gewilde Joodse teks wat die Testament van Moses genoem word. Soos Henoch was dit nie deel van die Ou-testamentiese geskrifte nie, en was dit 'n kreatiewe vertelling van Moses se laaste dae en woorde gebaseer op Deuteronomium. In die gedeelte waaruit Juda aanhaal, het Moses gesterf en is daar 'n goeie engel, Michael, wat stry teen die duiwelse aantuigings teen Moses. Maar hy besluit om die laaste oordeel oor te laat aan God alleen. Nou hierdie verhale mag vir jou vreemd klink, maar vir Joodse mense wat met hierdie verhale groot geword het, maak Juda se waarskuwing sin. Die gedrag van hierdie korrupte leermeesters het antieke wortels. Rebellie teen God se gesag, seksuele immoraliteit, verwerping van God se boodskappers, en dit hou verband met die tweede trio van voorbeelde. Dit gaan alles oor rebelle wat ander mense korrup gemaak het. Kain het sy broer doodgemaak en toe gaan bou hy 'n stad waar geweld geheers het. Biliam, die towenaar, kon nie Israel vervloek nie, toe het hy hulle verlei tot afgoderry en seksuele korrupsie. En toe het Korag, die Leviet, 'n rebellie teen Moses gelei, wat in 'n ramp vir ander mense geëindig het. Juda sluit die tweede trio af met 'n klomp Ou-testamentiese beelde om die leermeesters te beskryf. Hulle is soos die selfsugtige skaapwagters van Esegiel,
of soos die wolke met geen reën van Spreuke, of soos die chaotiese branders van Jesaja. Die feit dat alles oor hulle self gaan, verraai hulle leë belydenis dat hulle Jesus volg. Hulle skep chaos oral waar hulle gaan. Judas sluit sy waarskuwing af deur 2 ander waarskuwings aan te haal. Een antiek en een meer onlangs. Die eerste kom weer van die gewilde boek 1 Henog, wat beweer dit bevat visioene van die antieke figuur Henog uit die boek Genesis. Nou wat fascinerend is dat Juda aanhaal uit die openingshoofstuk van Henog, wat op sy beurt aanhaal uit 'n halfdosyn Ou-testamentiese tekste oor die dag van die Here se finale oordeel oor menslike boosheid. Juda koppel dan die antieke waarskuwing met die meer onlangse een van die apostels. Petrus, Johannes, Paulus, hulle almal het voorspel dat korrupte leermeesters na vore sal kom en die goeie nuus oor Jesus sal verdraai. En hulle self ego Jesus se vroeë waarskuwing oor dieselfde saak. Dus behoort hierdie kerk nou niks meer oortuiging nodig te hê nie. Met hierdie leermeesters moet daar afgereken word. Dan beweeg Juda na sy slotopdrag. Hy verwys weer na sy openingssin oor veg vir die geloof en hy wys hoe dit gedoen moet word. Met 'n stel uitstekende metafore beskryf hy Jesus se gemeenskap as God se nuwe tempel. So hulle moet hulle lewens bou op die fondasie van die allerheiligste geloof wat verwys na die kernboodskap van die goeie nuus oor Jesus se lewe, dood en opstanding vir ons sondes. Op daardie fondasie moet die kerk homself bou deur 'n toewyding aan gebed en homself toe te wy aan die liefde vir God deur gehoorsaamheid. En die standvastigheid van hierdie gebou sal onderhou word deur waaksaam te bly uitsien na die koms van Jesus om sy regverdigheid en genade te bring. En deur dit te doen sal hulle mekaar help om getrou aan Jesus te bly. Judas sluit dan af deur die God te dank wat sy mense sal bewaar en sal keer dat hulle te ver van sy genade afvallig word. Hierdie kort brief is kragtig en laat baie moderne lesers kopkrap en vra waarom hy aanhalings uit hierdie tipe tekste gebruik wat nie vandag gesien word as deel van die Hebreëse Bybel nie. Soos 1 Henog of die Testament van Moses. Dis belangrik om te onthou dat die Joodse kultuur in daardie tyd verdiep was in godsdienstige tekste. Jesus, sy familie, al die vroeë Christene het groot geword met die Hebreëse Bybel en daarmee saam met baie ander latere boeke wat gebaseer en geïnspireer is deur die skrifte. En ons weet dat daar antieke debatte was oor of sommige van hierdie boeke as skriftuurlik beskou moes word. Maar ongeag daarvan is hulle nog steeds belangrik. 'n Boek hoef nie in die Bybel te wees om 'n belangrike boodskap aan God se mense oor te dra nie. Daarom het ons baie Joodse tekste van hierdie tyd, vandag bekend as die apokriewe boeke, ook bekend as die Deuterokanon, saam met die Pseudepigrapha. Hierdie geskrifte is almal bewaar en gelees in Joodse en Christen gemeenskappe. Hulle is met groot respek behandel. Dit beteken nie dat hulle oorspronklik ontwerp is as deel van die Hebreëse Bybel nie, maar hulle vorm deel van die Bybelse tradisie. Dis het Juda, omdat hy geweet het sy lesers sou die woorde van 1 Henog waardeer, dit gebruik om die volgende boodskap oor te dra. God se genade deur Jesus vereis 'n hele lewe reaksie en nie net 'n intellektuele instemming nie. Let op dat Juda nie op die leermeester se teologie fokus of dit kritiseer nie, maar hulle immorele lewenswyse wat maak of Jesus nie bestaan nie. Juda pas dus hiertoe wat Jesus in die eerste plek vir sy disippels gesê het. As julle my waarlik liefhet, sal julle dit wat ek julle geleer het, gehoorsaam. Vir Christene is hoe hulle leef die betroubaarste teken van wat jy waarlik glo. En dis waaroor die brief van Judas gaan.